Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Woensdag, die 26ste Maart 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word kortliks weergegee. En ons hoofopskrifte vandag sê, prokureur wat sy 2 dogters verkrag, appeleer. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so: Parelman vermoor vir R10. Prokureur wat sy 2 stiefdogters verkrag, appeleer weer. NSFAS ondersteun swanger studente ook. Suid-Afrika het steeds die meeste TB gevalle. Minder mense werk in Suid-Afrika. 20 mense in hegtenis wat oproer veroorsaak. Reën bring hoop vir boere, verander skade. 'n Prokureur van Welkom, wat vroeër aan onder meer verkrachting van sy stiefdogters skuldig bevind is, wend hom vir 'n tweede keer tot die appelhof. Die aansoek word Dinsdag hervat. Die prokureur het hom ook vroeër tot die appelhof gewend in 'n poging om die regter te dwing om haar in sy verhoor te onttrek, omdat hy aanvoer dat hy nie regverdige verhoor sal hê nie, omdat die hof bevooroordeeld is. Die prokureur is vroeër deur die regter op 16 aanklagte van onder meer verkrachting van sy 2 stiefdogters en hulle niggie skuldig bevind. Sy skuldigbevinding volg nadat hy in Mei 2022 skuld beken het op 16 aanklagte, waaronder verkrachting, seksuele aanranding en seksuele gereedmaking. Hy het onder meer erken dat hy sy 2 stiefdogters en hulle niggie tussen 2010 en 2015 in Virginia en Welkom verkrag het, voordat hy 'n ommekeer gemaak het en aangedui het dat hy nie skuld wou beken nie. Die advokaat in die saak namens die prokureur betoog dat hy in die appelhof die jurisdiksie het om die aansoek vir verlof tot appel aan te hoor. Daarmee saambring sy kliënt die aansoek omdat hy verkeerlik die erkennings gemaak het, aangesien hy nooit hierdie misdrywe gepleeg het, het hy gesê. Hierteenoor het die advokaat namens die staat gesê dat die aansoek ongegrond en oneerbaar is en 'n onaanvaarbare poging verteenwoordig om die gevolge van 'n opsetlike en binnebuit ooreenkoms te ontseil. Advokaat Bester is die aanklaer in hierdie strafregtelike verrigtinge. 'n Verjaarsdagviering het Saterdag aand in 'n moord ontaard toe 'n 24-jarige man van die woonbuurt Amstelhof in die Parel met sy lewe geboet het. Wilfred Willie Jonkers het volgens Leonie Jonkers, wat 39 jaar oud is, sy niggie die betrokke aand saam met sy vriende uitgegaan. Willie en die ander het besluit om te gaan dobbel. Volgens sy vriend is dit waar daar glo rusie tussen Willie se neef en die vermeende moordenaar ontstaan het, blykbaar oor R10. Ooggetuies sê daar was nie 'n bakleierery tussen Willie en die verdagte nie. Volgens Leonie is Willie deur die verdagte wat naby hulle woon vorige keer toe hy op pad huis toe was. Hy het net gekom en Willie met 'n mes gesteek. Sy beskryf hom as 'n rustige, hardwerkende mens wat baie daarvan gehou het om grappies met mense te maak. Leonie sê die familie is nie kwaad vir die verdagte nie, maar hulle voel geregtigheid moet in hierdie geval geskied. Pastoor Llewellyn Time, wat Sondag die gesin besoek het, sê ons moet bid vir die gemeenskap. 'n Polisiewoordvoerder het die mesaanval in Kanariestraat Saterdag aand omstreeks 22:40 bevestig. Die polisie in Pareloos het 'n 18-jarige seun vir ondervraging ingeneem in verband met die voorval. 'n Kantoor van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente, NSFAS, op die Koffsie kampus in Bloemfontein het ondersteuning vir swanger studente, beter veiligheidsmaatreëls en beter nooddienste voorgestel. Dit is van die voorstelle wat die studenteraad gedoen het met die portefeulje komitee oor hoër onderwys se toesigbesoek aan die Universiteit van die Vrystaat. Terreinbesoeke word beoog en die instellings se infrastruktuurontwikkelingsprojekte sal geïnspekteer word. Mpo Maloka, waarnemende SR-president van die IV, sê die Nou Student Hungry, die NSA-program, het soms nie voorraad nie en die studente kan soms nie pakkies kry nie. Daar is nie genoeg patrolleerders rondom die hoofgebiede van Bloemfontein kampus nie. Volgens Maloka is daar ook geen ondersteuning vir swanger studente nie. Maloka het voorgestel dat 'n vennootskap met organisasies sonder winsbejag, soos die swangerskap krisissentrum, aangegaan word, asook met die maatskaplike ondersteuningskantoor. 'n Lid van die portefeulje komitee het op die besoek gesê, dis verkeerd om die bestuur of instellings te vra om die lewe vir jou gemaklik te maak, om 'n baba te hê en geriewe te skep om die proses voordeliger te maak. Hulle sê, as jou ouers jou universiteit toestuur, stuur hulle jou hiernatoe om te studeer. Daar is ook geen gesertifiseerde geestelike praktisyns vir tradisionele kulturele beoefening nie. Susan van Jaarsveld,
waarnemende bedryfshoof, het gesê misdaadvlakke op die kampus is in die algemeen laag en nou dikwels met nalatigheid of oneerlikheid verband. Maar misdaad buite die kampus bly 'n ernstige bron van kommer, ten spyte van die pogings van die beskermingsdienste, die polisie en die gemeenskapspolisieeringsforum en private veiligheidsmaatskappye. Daar is baie rooftogte en 2 mense is vermoor, 27 studente is met 'n mes gesteek. Alkohol en dwelmmisbruik speel 'n beduidende rol in hierdie rooftogte. Hoewel Suid-Afrika vordering in die stryd teen tuberkulose of TB maak, het die land steeds van die meeste TB-gevalle ter wêreld, soos die adjunkpresident Paul Mashatile. Volgens hom tel Suid-Afrika onder die 30 lande wat verantwoordelik is vir 87% van die wêreldwye TB-las. In 2023 is TB by sowat 270.000 mense in Suid-Afrika gediagnoseer en tragies genoeg het dit 56.000 lewens geëis wat neerkom op 153 mense per dag. In 2023 was daar na raming 58.000 mense met TB wat nog nie 'n diagnose ontvang het nie, soos sê Mashatile. TB is nie net 'n mediese probleem nie, dis 'n menseregte kwessie. Elke persoon, ongeag hulle agtergrond, verdien toegang tot lewensreddende behandeling, het hy gesê. Hy sê met al die TB-uitdagings in Suid-Afrika steeds 'n wêreldleier in die bekendstelling van die nuwe TB-medisyne en behandeling, asook innoverende diagnostiese instrumente en benaderings. Die M72 TB en stofproewe wat in Suid-Afrika uitgevoer is, het tot dusver belovende resultate opgelewer. Suid-Afrika se formele sektor het einde 2024 nagenoeg 91.000 mense minder in diens gehad as in Desember 2023. Van hulle was 51.000 in diens van staatsinstellings. Die grootste totale verlies was ook by gemeenskapsdienste, minus 77.000, gevolg deur vervaardiging, minus 19.000 mense, mynbou, minus 13.000 mense en vervoer, minus 5.000 mense. Konstruksie het die grootste getal poste gewen, teenoor 'n jaar van tevore met 11.000 poste. Finansiële en sakedienste het 9.000 bygekry, handel 2.000 en nutsdienste 1.000 mense het ook meer mense in diens gehad as voorheen. Volgens die QES werk 10,64 miljoen mense nou in die formele sektor. Ondanks die werksverliese in die formele sektor het die QLFS daarop gedui dat werkloosheid in die 4de kwartaal tot 31,9% gedaal het, met altesaame 17,1 miljoen mense in Suid-Afrika wat werk. Dit sluit landbou, private huishoudings en die informele sektor in. 20 gemeenskapslede in Botawil is in hegtenis geneem maandag en is op eie verantwoordelikheid vrygelaat. As voorwaarde mag hulle nie in enige vergadering of opmars of betogings deelneem nie. 'n 17-jarige wat saam met die 20 in hegtenis geneem is vroeër in die sorg van sy ouers vrygelaat. Die groep het op aanklag van openbare geweld verskyn en die saak is tot maandag 14 April uitgestel. 'n Skare ondersteuners het buite die hof gewag terwyl 20-tal vanuit die selle na die hof gebring is. Die Nala munisipaliteit bedien Botawil en Wesselsbron en die inwoners is ontevrede oor swak dienslewerings en die beweerde korrupsie wat in 'n artikel 106 verslag uitgelig is. 4 kinders is in die sorg van hulle ouers geplaas en 10 mense het maandag in die Landershof verskyn. 9 is op borgtog sonder enige voorwaardes vrygelaat en hulle moet weer op 15 April in die hof verskyn. Een het weens 'n saak van veediefstal teen hom nie borgtog ontvang nie. Herfsreëns wat die afgelope tyd oor die Noord-Kaap en Vrystaat uitgesak het, is vir sommige boere 'n groot verligting, maar vir ander bring dit ietwat van 'n kopseer in. In Pofadder in die Noord-Kaap kan boere nie anders as om breed te glimlag. Dis egter nie die geval in die hele Boesmanland nie, wat oor 'n wye gebied strek. Sommige plase hier het meer as 13 jaar lank nie die voldoende reën ontvang nie. In Namakoland is boere net so opgewonde oor die tussen 55 mm en 80 mm reën wat uitgesak het. Die Buffelsrivier tussen Springbok en Kleinsee was die naweek in vloed. Geen ernstige skade aan paaie of infrastruktuur is aangemeld nie, hoewel baie boomstompe, klippe en sand oor verskeie paaie verspoel het. Die munisipaliteit hou die situasie steeds fyn dop om enige verdere risiko's betyds kan identifiseer. Die groep mense wat glo die strate van Soshanguve se Marime informele setting Saterdagoggend gepatrolleer het, toe 5 mense doodgeskiet en 7 gewond is nie verbonde aan die plaaslike gemeenskaps polisieeringsforum nie. Die koerante het uit 'n onberispelike bron verneem dat die groep wat die state gepatrolleer het
en 'n fooitjie van R50 by die gemeenskapslede geëis het. 'n Woordvoerder van die GPF in Gauteng sê nie een van die individue is by die GPF geregistreer nie en ook nie deur die GPF gemagtig om die strate te patrolleer of namens die GPF op te tree nie. Volgens brigadier Brenda Moridili, polisiewoordvoerder, vorm die motief en gebeurende rakende die skietvoorval deel van hulle ondersoek. 'n Risie tussen die partye het ontstaan, waarna die skietvoorval aanvanklik 4 lewens geëis het en 8 gewond gelaat het. 'n 5de persoon is egter Sondag dood en die polisie ondersoek nou 5 sake van moord en 7 van poging tot moord. Die 5 mans wat dood is, was tussen 19 en 44 jaar oud gewees. Senzo Mchunu, minister van polisie, het intussen maandagoggend in 'n verklaring gesê hy is woedend oor die aanval op gemeenskapspatrolleerders. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die slagoffers wat die strate gepatrolleer het, omstreeks 3 uur deur 5 mense gekonfronteer is, waaraan die skietvoorval plaasgevind het. Die Suid-Afrikaanse Rugby Unie, SARU, se beursie gaan oor die volgende 4 jaar bult danksy 'n nuwe treiborgskap. Volgens ingeligtes sal dit omtrent dubbel soveel wees as wat die bestaande MTN borgskap op die tafel was. MTN het Dinsdag aangekondig dat hy sy borgskap van die Bokke gaan beëindig. MTN het die borgskap oorgeneem op 'n tyd toe die Springbokke baie gesukkel het. Die waarheid egter die hoogte ingeskiet nadat Rassie Erasmus in 2018 as bokafrigter aangestel is en 'n era van ongekende sukses vir bokrugby ingelei het. Die Bokke het 2 keer as wêreldkampioene besoek aan MTN se kantore afgelê wat die hoogtepunte was van hulle vennootskap. Rugby sal nie voortbestaan sonder die ondersteuning van die vennote nie. MTN het daardie pas aangegee. Daar is vroeër vanjaar ook aangekondig dat Coca-Cola se kenteken op die broeke van die nasionale spanne sal verskyn. SARU se volgende finansiële state gaan waarskynlik 'n aansienlike verlies toon, maar die borgskappe bring die nodige verligting vir die pad vorentoe. Coco Gauff is op 'n moeilike dag vir die Amerikaners in die Miami Ope met 6-4 en 6-4 deur die ongekeerde Magdalene geknop, terwyl die titelhouer Danielle Collins asook Amanda Ansimova en Ashlyn Creer ook in skoonstelle uitgeboonder is. Die topgekeerde Arina Sabalenka van Belarus het 23 wenhoue gemoker in haar oorwinning van 6-4 en 6-4 oor Collins en speel in die kwart eindronde teen die Chinese Zheng Qianwen, wat Creer met 6-2 en 7-3 gewen het. Die voormalige kampioen Iga Swiatek van Pole het deur 'n strawwe eerste stel gesoeg voordat sy Elina Svitolina van Oekraïne met 7-6 en 6-3 gewen het. Die onbekende 19-jarige Alexandra Ila van die Filippyne het tot die half-eindronde deurgedring deur die tweede gekeerde Swiatek nadat Paula Badoza, wat 10de gekeer was, haar weens 'n laarrugbesering aan die wedstryd moes onttrek het. Die Bulle se Springbok jeugagter Willie Leroux het 'n skoueroperasie ondergaan. Willie het maandagmiddag 'n klein prosedure aan 'n gedeelte van sy skouer en nek ondergaan, het 'n woordvoerder bevestig van die Pretoria se span. Die prosedure was suksesvol en hy sal na verwagting binne 'n kort tydperk ten volle herstel en na die speelveld kan terugkeer. Leroux sal ongeveer 4 weke buite aksie wees. Devin Williams is die waarskynlikste kandidaat om aan die komende weke in die VRK as heelagter te vervang. Die bokveteraan het al 97 toetse vir sy land gespeel en Rassie Erasmus, afrigter, het gesê dit sal vir Leroux spesiaal wees as hy vanjaar sy mylpaal van 100 toetse op Suid-Afrikaanse bodem kan bereik. 'n Enkele ligapunt met die Stormers 8ste en Ulsters 9de is al wat die spanne op die puntelys vir mekaar skei voor 'n wedstryd wat vir albei baie belangrik is in hulle strewe om die uitspeelrondes te kan haal. Solomons, wat 74 jaar oud is, het die Stormers tussen 1999 en 2001 afgerig en die Ulsters daarna tot in 2004 gebrei. Die Stormers het onder hom in 1999 die Super Rugby reeks se half-eindrondes gehaal. Oor die Stormers se swaargewigte meen Solomons dat Sasha Feinberg en Damian Willemse wat terugkeer 'n groot hoopstoot vir die span sal wees. Hulle is uitstekende spelers, het hy gesê. Die verwagting is dat albei in die beginspan sal wees teen Ulster. Die naweekse bepalings lyk so van die VRK. Vrydag om 28 Maart om 21:35 Suid-Afrikaanse tyd speel Ulsters teen die Stormers in die Kingspan Stadium. Ook op Vrydag 28 Maart om 21:35 speel Edinburgh teen die Dragons in die Damhelf Stadium. Saterdag 29 Maart om 14:45 speel die Bulls teen Zebre op Loftus Versveld
in Pretoria. Ook op Saterdag 29 Maart om 16:30 Suid-Afrikaanse tyd speel Connacht teen Munster in die Hastings Insurance Macau Park, Castlebar. Ook op Saterdag 29 Maart om 1700 uur Suid-Afrikaanse tyd speel Llanelli Scarlets teen Ospreys op die Percy Scarlet Stadion. Ook op Saterdag 29 Maart om 19:15 Suid-Afrikaanse tyd speel die Sharks gasheer vir Leinster op die Hollywood Kings Park in Durban. Ook op Saterdag om 21:35 Suid-Afrikaanse tyd speel Glasgow Warriors teen die Lions op die Scotstoun Stadium. Ook op Saterdag 29 Maart om 21:35 Suid-Afrikaanse tyd speel Benetton Rugby teen Cardiff Rugby in Stadio Comunale di Mongeau. Die Proteas se nuwe nasionale kontrakte word eersdag bekend gemaak te midde van praatjies dat nog spelers kan afskaal. Verlede jaar het die snelbouler Henrik Nortje gevra om vrygestel te word van sy nasionale kontrak sodat hy op T20 cricket en homself kan fokus. Hy was terselfdertyd steeds beskikbaar om vir Suid-Afrika te speel. Die 32-jarige Quinton de Kock speel deesdae net in die T20 ligas. Rob Walter, die Proteas se witbalbreier, het op 'n keer gesê, indien hulle nie buigbaar is nie, in die wyse hoe spelers se sake bestuur word nie, is dit onvermydelik dat al hoe meer van die spelers internasionale cricket kan laat vaar. Hendrik Klaasen het byvoorbeeld in Januarie verlede jaar sy uittrede van toetskriket aangekondig. Die Proteas se toer in Augustus na Australië vir 3 T20 wedstryde en 3 eendag-wedstryde oor vleuel van jaar met die 100 in Engeland. 'n Nuwe stadium met sitplek vir 60,000 toeskouers en 'n nasionale swemsentrum sal in die binnestadspark in Brisbane in Australië vir die Olimpiese Spele in 2032 gebou word. Nog 'n butiekstadion met sitplek vir 20,000 toeskouers sal by die Brisbane skougronde gebou word, terwyl sommige byeenkomste buite die stad na die omliggende Queensland gebied verskuif is. Brisbane se Queensland Tennissentrum sal opgegradeer word met toevoeging van 'n nuwe vertoonbaan met 3000 sitplekke, terwyl cricket vir die spele by die Gabba Stadion gespeel sal word voordat die stadion gesloop sal word. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R124.99 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Advertensie van Grizzly Bear Academy, ook in Bloemfontein, sou jy belangstel in MMA, Jiu-Jitsu, boks of skobboks, voel vry om Coach Warren in Bloemfontein te skakel by 065-989-1472. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 22:35, Polokwane 20:29, Lephalale 21:35, Mbombela 18:31, Mahikeng 18:31, Pretoria 18:30, Johannesburg 21:33, Ermelo 14:26, Richards Bay 22:28, Pietermaritzburg 18:22, Durban 21:24, Port St. John's 20:22, Bethlehem 14:29, Bloemfontein 17:25, Allewal Noord 15:28, Welkom 19:31, Vryburg 19:32, Kimberley 19:25, Appington 20:32, Prieska 17:30, Springbok 14:28, Karasburg 20:30, Keetmanshoop 22:32, Mariental 23:31, Alexanderbaai 16:20, Brandvlei 15:28, Loederitsbaai 18:25, Vredendal 16:28, Kaapstad 18:21, Sutherland 10:21, George 16:20, Jeffreys Bay 17:23, Taberra 16:24, Graafreinet 12:23, Oos-London 15:25, Daar 16 in die oggend, 27 grade Celsius in die middag. Ons sakenuus vir die dag wat insluit die markte. Die rand verhandel teen R18.16 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.47. Die euro verhandel teen R19.64. Die pond kos R23.52. Die prys van silwer is $33.37 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3,024 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $73.29 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like,
Deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n aangename dag word vir julle toegewens.